wat is oulik? Ja, hierdie is nogal snaaks. Die ou kerel sterf en sy vrou besluit toe om hom te veras. Dis net 'n grappie. Hulle stuur toe vir haar die as in 'n baie mooi houtkassie, wat opgeskryf staan, rus in vrede. Sy besluit toe om dit bo by die stoof te sit, sodat sy elke dag daarna kan kyk, en op 'n dag gaan sy dorp toe en sy vra toe vir die bediende, is daar iets wat sy nodig het? En die bediende sê, ja madam, die rus en vrede spice is klaar. So as jy jou kussie iewers hou, moet jy hulle net leer wat beteken rus en vrede, hoor. Ek begin met 'n opwindende nuwe reeks. Wat praat jy? Jy sal onthou, my eerste reeks vir die jaar is, wat dink jy? Nou gaan ek praat oor, wat praat jy? Sjoe, vriende, jy moet hierdie woord aanstuur vir al jou familie, vriende, kinders. Mense gaan hierdie woord baie waardeer en dit gaan baie lewens verander. Ek wil vra, wat kom uit jou mond uit? Ek wil hê jy moet nou eerlik wees. Wanneer jy praat, wat kom uit jou mond uit? Want op die einde van die dag gaan jy kry wat jy sê. Ek het so 'n bietjie gaan nalees, navorsing beweer, dat 'n mens praat gemiddeld tussen 7.000 en 16.000 woorde per dag. Hier is nie nou nog 'n grappie nie, dis navorsing, dis wetenskap. Vroue praat tussen 12.000 en 16.000 woorde. Mans praat gemiddeld, nou almal nie dieselfde nie, tussen 7.000 en 12.000 woorde per dag. En ek het dit vir jou mooi op die bord gesê, jy kan foto's neem, skryf hierdie goed neer, luister weer daarna. Ek maak toe net so 'n sommetjie, kom ons sê ons praat gemiddeld 10.000 woorde dag, vat 'n gemiddeld. Dan beteken dit dat ons 10.000 sade daagliks saai. Ek voel baie lewens gaan verander word, baie huwelike gaan gered word, baie mense se lewens gaan drasties verander na hierdie teaching. Dit beteken, skryf hierdie neer, meer as 3.6 miljoen sade wat jy en ek jaarliks plant met ons mond. Wat kom uit jou mond uit? Wat praat jy? Want jy gaan kry wat jy sê. Het is my interessant dat die Bybel baie maak van woorde, en ek wil hê ons moet na 'n paar skrifte kyk. Spreuke 18:21, en kan ons hom almal hardop lees, gereed lees, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek wil hê jy moet gou 'n paar goeie sien. Dood en lewe. Jy kan kies, goed of sleg. Die Bybel sê, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Maar dan sê hy nog 'n interessante ding, hy sê elkeen wat dit graag gebruik. Gelowige of ongelowige? Sê saam met my, elkeen. Want die beginsel hier is, wat jy saai, gaan jy maai. Ek het vir jou gewys, dit werk met jou denke so werk dit ook met jou woorde. Spreuke 13 vers 2 en 3, ek het net 'n paar gekies vir vanoggend,
lees dit saam met my, gereed lees, van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie. Maar jy kan nou daarby sê, of slegte. Die vorige skrif wys vir ons, dood of lewe. Hy wys net hier vir jou, jy kan die goeie geniet. Daar's baie skrifte. Ek het net oor die naweek die hele boek Jakobus weer deurgewerk. Jakobus praat oor en oor die tong. Hy sê, as jy die lewe lief het, sal jy jou tong bewaar. Ons kry baie mense wat onverskillig is met hulle woorde. Baie mense wat bitter geword het, en dan kom dit by die mond uit. Want jy sien, jy gaan dit nie vir te lank kan wegsteek nie. Dis hoekom ek begin het met die reeks oor die denke. Daar waar niemand sien nie, het begin hier. Jy dink eers iets, dan praat jy dit. 100%. Dis net 'n kwessie van tyd. En dan die volgende ding, dan tree jy op, dan doen jy. Jy dink, jy praat, jy doen. Vers 3, lees saam met my, gereed lees, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar wat? Ondergang. Jy het my dit al gehoor sê, maar ek wil seker maak, almal hoor dit. Het jy vanmôre in die spieël gekyk? Jy het 2 ore, 1 mond. Jy moet 2 keer soveel luister as wat jy praat. Hierdie was vir my baie interessant, dat 'n mens oor die 3,6 miljoen woorde 'n jaar praat. En ek dink hierdie gaan ons almal 2 keer laat dink. Dink voor jy praat. Jy kan kies, dood of lewe. Nou, deel van my styl en deel van my bediening, ek laat die kerk baie verklaar, want ek leer jou so en ek inspireer jou ook so. So in ons gemeente is jy gewoond dat ek jou laat praat. Hoekom? Want daar's krag in jou woorde. En gereeld laat ek jou wonderlike goeie woord verklaar. Hoekom? Want daar's krag in jou woorde. Jy praat dit oor jouself, jy praat dit oor ander. Kyk gou wat sê Galasiërs 6 vers 7 asseblief. Hy sê, lees, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ook jou woorde. Ek hoor partykeer mense sê baie negatiewe goede oor hulle self. Mense sê goed soos, ek gaan voorbeelde gee, dat ek jou kan leer, maar jou ook kan inspireer en jou kan help. Mense sê so goed soos, sjoe, amper kry hy of sy 'n hartaanval. En ons dink is snaaks. En is nie lank nie, dan kry daai persoon 'n hartaanval, want dis wat jy geplant het, kom uit jou mond. Ek hoor nou die dag iemand sê, dit maak my so kwaad. Sy sê, amper kry sy 'n beroerte, net so. Uit jou mond uit kom of lewe of dood. Dis nie snaaks om dood te praat nie. Dis net so goed jy vervloek jouself. En die Here het my gewys dat baie Christene hulle self vervloek. Hulle het nie eens hekse nodig nie. Wanneer jy dood oor jouself praat, siekte, armoede, negatiewe goede is niks anders as 'n vloek nie. En ek dink ons moet almal vanoggend bely en sê, Here, vergewe ons. Here, vergewe ons waar ons lelike goed gesê het oor onsself of oor ander. Afrikaanse mense wat goed sê soos, jou idioot. En dan dink mense, dis snaaks.
Maar wanneer laas het jy 'n idioot gesien? En die Bybel is baie duidelik, en dit het ek vir jou geleer ook in die vorige reeks, jy mag nie jou naaste verag nie. So as jy negatiewe goed te praat, is dit niks anders as veragting nie. Ek wil vir jou 'n paar wonderlike openbarings hier gee, skryf dit gerus neer. Deur my woorde plant ek. So elke keer wanneer ek praat, is dit saad wat ek saai. Ek wil vir jou iets wys. Woorde is nie net klanke nie. Kyk, ek het vir jou 'n paar mooi goed hier neergeskryf. Woorde is saad. Jy moet dit onthou, hierdie gaan vir jou baie leersaam wees. Woorde is nie net klanke en dat ons net moet kommunikeer nie. Dit ook, maar woorde is saad. Elke keer wanneer jy praat, plant jy. Ek dink aan hierdie wonderlike illustrasie van 'n tuin. Baie van julle hou van tuin maak. Hierso is groot ouens met dis hulle besighede om tuine te maak. En het jy agtergekom, dit wat jy plant, dis wat gaan opkom. Hallo. As jy mooi blommetjies plant, gaan blommetjies opkom. Baie interessant, dis nie goed wat ek opmaak nie, dis die wetenskap. Hulle sê daar's so 'n effek wanneer jy selfs met jou blommetjies praat. Daar's so krag in ons woorde dat daar's 'n positiewe effek as jy met jou plante praat. Nou vir ons is dit nie vreemd nie, want ons verstaan die krag in woorde. Jy kan seën of jy kan vervloek. Hoekom nie jou blommetjie seën nie? Hoekom nie jouself begin seën nie? Maar as jy onkruid plant, deur jou woorde, wat gaan opkom? Onkruid. En die onkruid gaan uiteindelik jou pragtige tuin en bedding besoedel. Ons vertrou die Here vir groot dinge, kan jy amen sê? Ek wil die Here vertrou dat hy jou mond sal aanraak, dat hy my mond sal aanraak. Ek wil die Here vertrou dat hy ons almal, in 'n nuwe vlak sal invat. Jy sien, want op die einde van die dag, dit wat jy praat, dit gaan jy kry. Kyk gou hier, die Afrikaners sê goed soos, ek trek my woorde terug. Kan jy? Jy kan jammer sê en God vergewe en ons moet almal jammer sê en vir mekaar gereeld jammer sê, maar as die woord uit is, het jy gesaai. Ek herhaal, deur my woorde plant ek. Woorde is nie net klanke nie, asseblief, moenie net enigiets sê nie, dis saad. Moenie vir jou kind sê, jou domkop, en dan ons dink is snaaks. En dan nou dryp hy, en jy wonder wat gaan aan met hom. Jy praat dit, jy het dit eintlik losgemaak oor hom. Het gaan nou heerlik raak hier. Moenie negatiewe goed oor jou kind praat nie. Jy's eintlik kwaad vir iemand anders en dan sê jy, maar jy's net soos jou ma. Jy's net soos jou pa, maar wat jy eintlik bedoel is, daai een is nou nie goed nie, jy praat slegte goed nou oor die kind. Laat toe dat die woord jou denke was, hierdie is kragtige woord. Los dit liewers en seën die kind en sê, mag jy geseënd wees, mag jy suksesvol wees. En as die kind nie luister nie, deel met hom. Nie sê jou domkop, en jy gaan dit nie maak nie. Ek wil met onderwysers praat, ons het baie onderwysers, luister na pastoor Henry, mense sit in my spreekkamer, ek bedien duisende. Dan het hulle 40 geword, 50 geword, 60 geword, en sê hulle pastoor, daar is 'n vloek oor my uitgespreek. 'n Onnie wat nie van my gehou het en gesê het, jy sal dit nooit maak in die lewe nie. Paas, maas, oupas, oumas. Jakobus sê, ons almal struikel wanneer dit kom met woorde. So ons moet almal sê, Here vergewe my.
Maar nou moet ons nie net jammer sê en dan doen ons dit weer nie. Ons moet vanmôre vir die Heilige Gees vra, help my om reg te begin praat. Want hierdie teaching gaan jou lewe, die rigting van jou lewe, jou familie, jou huwelik, jou finansies, alles begin verander, want dis saad. Jesus het gesê, seun, moenie vloek nie. Jy sien, as jy vloek, dan maak jy net soos die satanis. As jy vloek, maak jy net soos die sondaar, die wêreldling wat God nie vrees nie. Word ons kwaad? Ja. Word ons geïrriteerd? Ja. Hy sê, maar word kwaad, maar moenie sondig nie. Wanneer laas het jy jou toon regtig in 'n deur vasgeskop? En in plaas van om lelike goed te praat of te vloek, sê, halleluja! Gereeld sê ek vir my vrou, ja, ek het nou my vinger of iets seer gemaak, ek sê liewers niks. Prys die Here! Sien, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Daar's tydens hulle praat in vreemde tale. Maar is nie hemelse tale nie. Sê saam met my, woorde is saad. Jy moet die openbaring kry. Jy gaan anders te dink voor jy weer iets sê oor ander mense. Ek wil 'n sterk woord gebruik. Luister na jou pastoor. Ek wil sê, hoe durf jy lelike goed sê oor ander? Ons noem dit baie keer, hoe durf jy jou mond uitspoel oor ander? Want wat jy saai, gaan jy maai. Wat jy praat, plant jy. Het julle dit? Nog 'n punt, kyk hierna. Deur my woorde groei ek my lewe. Ek dink aan hierdie tuin. Is dit vir jou mooi? Indien nie, gaan jy moet verander wat jy plant. Jy gaan moet verander wat jy saai. As hulle sê ons kan met blomme praat, ons praat met ons hondjies en ons voeltjies en ons vissies. Dink nou aan 'n storie, Jonathan was so 'n klein seentjie. En jy wat kinders het en kinders groot gemaak het, sal verstaan, jy gaan deur al hierdie fases, toe is dit nou vissies. En die een oggend vroeg, toe kom hy met die vissie in sy hand by my en sê, Daddy, vissie is dood. Ek sê, seun, die vissie moet in die water wees. Dit was so, eintlik so oulik, maar ook so hartseer. En so het hy ook 'n les geleer. Ek wil hê jy moet verstaan dat daar krag in jou woorde is. En as ons dan met ons vissies kan praat, en voeltjies, en hondjies, en blommetjies, hoeveel te meer met mekaar en met onsself, kom nou, wat God se kroonskepping is. Ek leer die kerk deur die jaar, ek sê, kyk vir jouself in die spieël. O nee, pastoor. Maar jy hoef nie te wag vir iemand anders nie, doen dit self. En dan kyk jy vir jouself in die spieël en sê, jy is die geseënde van die Here. Kom aan, daar's krag in jou woorde. Jy hoef nie te wag eers vir 'n profeet om vir jou iets moois te sê. Jy kan dit self sê. Al die ouers, luister mooi, jy kan profeet wees oor jou kinders. Deur my woorde groei ek my lewe, ek groei hierdie tuin. Jy kan kies wat jy groei. Wees versigtig wat jy sê. Kyk gou daardeur. Dink mooi voor jy praat. Want op die einde van die dag, as jy dit gesê het, is dit uit. Ek voel die Here deel nou met baie mense hier. Jy's kwaad vir iemand en wat doen jy? Jy sê lelike goed. En raai wat? Op die einde van die dag gaan jy nou maai. Want dit is soos 'n vloek. Sien? Die Bybel sê, doen aan ander, help my, wat jy wil hê, hulle moet aan
jou doen. Nou kom ons sê dit so, sê oor ander wat jy wil hê, hulle moet oor jou sê. Draai gaan na iemand toe en sê, jy is die geseënde van die Here, kom. Jou pastoor is baie sterk op verklaring. Ek laat die kerk praat, want ek leer jou so. Ek inspireer jou. Ek maak sy woord los oor jou. Ek wil jou mooi vra, kyk asseblief vir my oë. Moet asseblief nie weer negatiewe goed oor jouself sê nie. As blomme, ek herhaal sodat jy kan leer, 'n effek het. Diere, as gevolg van woorde, dis wetenskaplik bewys. Hoeveel te meer nie oor ons as mense nie. Jy weet, kindertjies is baie keer wreed, maar ons moet met die ouers praat en sê, wat gebeur in jou huis? Want jy kry kindertjies, hulle spot kinders. Kom aan, ek raak relevante goed nou aan waarmee ons deel. Goed soos jou vettie, ou vettie. En ons dink is snaaks. Daar is ou klein kindertjies vandag wat hulle lewens neem. Soos nog nooit, ek spreek goed aan aanhou, laerskoolkinders wat selfmoord pleeg. Het jy geweet, daar's webtuistes hoe hulle kinders leer hoe om selfmoord te pleeg? Sataniste, demonies. Alhoewel hierdie goed nog altyd daar was, sonde was nog altyd daar, maar dis asof dit toeneem. Die groepsdruk, die bullying. En ek wil dit aanspreek hier in die huis van die Here in die kerk, ouers, oupas, oumas, ooms, tannies, meneer, mevrou, help my, hoor die woord van die Here deur jou pastoor. Pas op wat jy sê, dink voor jy praat, jou kind gaan sê wat jy sê. Kinders spot op skool. Lelike goed sê, soos jy's lelik en jy's gereeld, elke week lees jy van selfmoord onder kinders, wat die druk net nie meer kon hanteer nie. Charity begins at home. Die woordbediening is prioriteit, dit het die vermoë om jou hele lewe te verander, jou gesin, jou gedrag, waar jy werk. Jy gaan hierdie woord nou bedien en deel. Jy gaan hierdie woord share. Hierdie woord het 'n vermoë om harte en lewens te verander. Ek vra jou mooi, as jy nie iets goeds kan sê nie, bly stil. Waar kom hierdie kritiek vandaan? Hierdie lelike pratery? Uit 'n hart wat boos is. Want as jy lief is vir die Here en lief is vir mense, gaan jy definitief nie dood praat oor iemand nie. As jy kwaad is, die ou mense het gesê, tel tot 10 is ver te min. Gaan loop om die blok, tel 10 minute. Sodat jy kan afkoel, want anders praat jy vanuit jou woede goed wat jy nie moes praat nie. En ons almal moet bely. Jakobus sê, daar's nie een persoon wat nie struikel in woorde nie. Vat net jou hand, sit dit op jou hart en sê, Heilige Gees, dankie dat U met my praat. Dawid sê, Here, plaas 'n wag voor my mond. Neem gerus 'n foto, skryf dit neer, dan bid jy oor hierdie goed. Ek sê ons moet lewe praat, ek gaan vir jou wys in hierdie reeks, ons moet geloof praat. Ek gaan vir jou wys, ons moet die woord praat. Dis wat Jesus gepraat het. Hy het nie op die duiwelgees geskree nie. Jou skree gaan niks help nie. As jy aangeval word met vrees, ek kom nou deur die reeks met jou denke, met angs. Ek moet nou eerlik wees, ek was in die week so aangeval. En ek is deursigtig. En ek spandeer
baie tyd in gebed. En al wat ek gedoen het kom so by my op. You got to practice what you preach. You got to practice what you preach. En dis wat ek doen. En ek wil vir jou sê, as jy vir die duiwel sê, duiwel, daar staan geskrywe. Die Bybel sê, en Satan het Jesus verlaat. Ek gee nie om wie jy is nie, maar veral as jy gesalfde is, en 'n invloedryke ou is, moet jy verstaan, die duiwel hou nie van jou nie. En hy val jou aan deur mense, maar hy val jou ook aan in jou denke. En hy kom met vrees en hy kom met angs. En wat moet ons praat? Hierdie reeks gaan nou oor woorde. Ons moet die woord praat. Ek gaan vir jou wys. God het my nie gegee 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheers. Hy wil die woord sê, wees oor niks besorgd nie. Is nie maklik nie. Die Here Jesus het gesê, ons moet ons nie bekommer oor môre nie. Maar ons is mense. Wat praat jy? Wat kom uit jou mond uit? Vriende, familie, wat plant jy? Kan ek vir jou vra, hoe lyk jou tuin geestelik gesproke? Sê jy sou die prentjie kon sien in die geesteswêreld. 'n Prentjie van jou mond, wat simbolies is van 'n tuin. Hoe lyk jou mond? Die Here wil baie van julle gebruik om te bid en te profeteer, maar hy gaan jou mond eers moet aanraak. Ek sluit hiermee af. Deur my woorde skep ek my toekoms. Ek gaan vinnig hierdeur, kyk mooi wat ek sê. Ek bou of breek. Wees eerlik. Ek seën of vervloek. Ek stel geloof of vreesvry. Kom aan, that's it. Dis ja of nee. Dis seën of vervloek. Kom aan, daar's nie 'n middeweg nie. Mense sê goed soos, ag pastoor, ek het dit nie bedoel nie, is maar net 'n wit leentjie. Maar wat is 'n wit leentjie? Want ek sien jy kry wit hekse ook. Nou bring ek orde. Wil ek moet aangaan? Wit heksery. Black magic, white magic. Die Here sê, dis of die waarheid of dis 'n leuen. Kom aan, dis of woord of nie. Hallo, dis of lig of duisternis. Dank God vir goeie humor wat ons het. Maar wees versigtig wat jy sê, moenie dood praat oor jouself of oor ander nie, want jy plant saad. Sit jou hand so 'n bietjie op jouself, sê, ek is die geseënde van die Here. Kom aan, lig jou stem, sê, die Here het my mooi gemaak. Nou kyk gou vir my, as ons kinders dit kan leer van kleins af. Miskien dien die ouers die Here nie, ek voel ek het 'n woord, dan moet oupas en oumas intree hier. Jy vat daai kind soveel as moontlik en jy spandeer tyd. Jy leer hom. Alles kom terug na ons verhouding met Jesus toe. Daarom is die woordbediening prioriteit. Dit is so belangrik dat jy onder die woord sal sit, sodat jy toegerus kan word. Dat jy meer en meer soos Jesus sal word. My mond, skryf hierdie neer, ek het gedink hierdie is baie goed, is gekoppel aan my toekoms. As jou hande skoon is, sit net jou vingers so op jou lip. Ek bid dat die Heilige Gees ons lippe sal salf. Ek bid dat die Here ons mond sal aanraak, sê amen. Jy hoor jou pastoor altyd positief praat oor jou. As jy my en my vrou ken, ons praat nie negatiewe goed oor mense.
Maak nie saak hoe seer ons kry of waardeur ons gaan, jy sal nie dood hoor uit ons monde nie. Ek vat alles na die Here toe. Ek bid oor alles. En daarom wil ek vir jou sê, gee vir die Here daai bitterheid en daai seer, want ons kan hoor wanneer dit by jou mond nog uitkom. Hoe goed is 'n woord op sy tyd? Ek geniet dit om die kerk te seën. Ek het reekse op reekse deur die jare gedoen. Ook oor hoe om te seën, hoe om te praat. Begin om jouself te seën, hou op om jouself te vervloek. Jy sê, pastoor, ek doen dit nie. Is presies wat jy dit doen, jy noem dit net iets anders. Praat met jouself, seën jou hart en sê, jy sal klop tot daardie dag wanneer die Here jou kom haal. Halleluja, seën jou longe. Halleluja. Seën jou oë en sê, jy gaan nou beter begin sien. Hier's van die ouens wat nou wonder of hulle dit moet doen. Kom, sê vir jou langs aan jou, die Here hou jou gesond. Praat dit. Kom aan, kom ons breek gou 'n paar vloeke hier, wat die Here my net wys. Ek wil hê jy moet hardop skree, is dit reg? Kan jy dit doen? Jy skree, amen, amen, sê, laat dit so wees. So ek verklaar dat niemand van ons mense en se mense voor hulle tyd sal doodgaan nie. Hoor jy wat doen ek? Weet jy wat doen ek? As 'n gesalfde seën ek jou, as jy dit kan vat, sal jou lewe verander. Daar word vloeke oor jou uitgespreek, jy weet dit net nie, meneer. Daar word vloeke oor gemeentes uitgespreek. 'n Vloek vat slegs waar 'n plek is. Ons vrees geen vloek nie. Daai vloeke gaan terug met 'n krag. Halleluja, luister, die seën van die Here is sterker as die vloek van die duiwel. Ek kan my nie heeltyd steur aan vloeke en wat mense oor my te sê het nie. Nee. Ou wat nie van my hou nie, dis sy verlies. Hoe kan jy nie van so mooi pastoor hou nie? Amen. Jy moet leer om lewe te praat, as krag in jou woorde. Luister, 'n leeu draai nie elke nou en dan om en luister as 'n hond blaf nie. Ek het nie tyd vir elke opinie en ouens wat godsdienstig is. Nee, ek kan my nie steur aan nie. Ek's op 'n missie. Ontvang die woord. Weet jy wat doen jou pastoor? Ek plant. Ek saai. Mag hierdie woord veel vrug oplewer. En ek gaan nou klaarmaak. Mag jou woorde verander. Mag jy vandag vir iemand jammer sê wat jy vervloek het. Jy het nou die openbaring, jy het net nie gedink dis vervloek nie, dis 100% dit. Jy wat lelike goed oor familie sê of dood praat, stop dit. En jy wat jouself vervloek het, hou op en begin jouself seën. En jy sal sien, dit gaan 'n effek op jou liggaam hê. Prys die Here. Begin jou vrou weer seën. Sê jy's so mooi vir my. Begin jou man weer seën en sê, hey, jou handsome. Amen. Praat lewe. Prys die Here. Begin jou liggaam seën elke oggend. Seën jou bloed. Maar kom aan, die mense sê kan dit. Seën jou voete. Ek sien mense wat se voete geswel is. Begin praat oor jouself. Jy het 'n man van God in jou lewe. Ek seën jou in oorvloed. Woensdag aand se uitsending. Oorvloedig, vanmôre, vandag, elke dag. Ek's nie elke dag daar om jou hand vas te hou nie. Vat die woord en doen dit. En as jy niets goeds kan sê nie, zip 'n lip, bly stil, shut up. Want jy gaan kry wat jy sê. Iemand maak jou kwaad, ek hoor, maar nou reageer jy met woorde, jy plant.
Sê vir jou langs aan jou, ek is so bly ek en jy verskil. Prys die Here. Het julle die woord geniet? Sjoe, die tyd is verby. Lig jou hande net vir 'n oomblik en sê, Here help my. Kom wees net eerlik, kom ons wees net reël. Kom ons wees net eg. Sê net, Heilige Gees, help my, salf my, raak my mond aan, raak my lip aan, kom, vra hom net. Here, ek bid vir u kerk, ek bid vir u kosbare mense. Raak ons lip aan, raak ons monde aan, Here. Ons kies om lewe te praat, ons kies om u woord te praat. Ons kies om herlewing te praat. Here, ons kies om soos u te praat. Vergewe ons, vergewe die kerk, waar ons krities was, waar ons negatief was, waar ons lelike goede gesê het. Omdat ons gedink het, ons het die reg om dit te doen. Nee, vergewe ons, Here. Dankie vir die kragtige woord. Mag u woord elkeen se denke skoon was. Mag hierdie woord, Here, 'n kragtige uitwerking hê in lewens. In Jesus naam. Kyk gou vir my, terwyl hulle nog opneem, sê die volgende, sê ek is geseënd, ek is gesalfd, ek is gesond, oorvloediglik, bonatuurlik, uitermatig, geseënd, deur die Here. Nou weet jy wat gebeur nou? Ek maak dit los oor jou. Jy voel dalk nie so nie. Kyk vir my. Ek is onder hierdie skerp ligte. Kyk net in my oë. Jy voel dalk nie so nie. Dis dalk nog nie vir jou 'n realiteit nie, maar daar's krag in jou woorde. As jy heeltyd vir iemand gaan sê jou simpel, wat maak jy los oor die ou? Hy gaan simpel word. En dan sê jy later, ja, maar dis 'n simpel ou. Sien jy wat doen mense? Begin vir jou kinders sê, man, die Here maak jou skatryk, kom aan. Die Here seën jou met oorvloed, die Here seën jou met wysheid. En as hulle stout is, dan vloek jy nie. Jy deel met hulle en jy praat lewe. Draai gaan nou met anders toe en sê, mag jy lank lewe, kom, lank lewe, lank lewe. Draai gaan nou met anders toe, kom ek moet klaarmaak, sê mag God jou finansiëel seën, kom, spreek dit uit. Kom. Het julle die woord geniet? Kom ons klap vir die Here, kom juig so 'n bietjie. Come on! Woo! Kom ons neem 'n geseënde offergawe op, dankie aan almal wat gehoorsaam is. Kom ons seën die werk van die Here, kom ons bring die Here se volle tiendes. Kom ons gee met blymoedigheid, sit vir ons die ligte aan oral. En mag die Here elkeen ryklik seën. Amen.